Moses herinner die volk hierdie proses wanneer die Here so aan jou werk en hy haal hierdie klonte uit en hy sif so deur jou, daar's 'n rede vir dit. Hy sê dink aan die hele pad waarlangs die Here jou hierdie 40 jaar in die woestyn gelei het. Hier kom die rede om jou nederig te maak, om jou te toets, om uit te vind wat in jou hart leef, sou jy sy gebooie nakom of nie. Wil die Here my toets? Ja, hy wil. Want hier binnekant my is daar nog stukke wat moet uitkom. Daai stukke wat so elke kort uitspring wanneer niemand my sien nie of niemand's naby nie. En as die ouderling of as die pastoor daar is, dan sê ek, sorry vir my woorde. Daai ou klonte is nog daar binne. Hy het jou nederig gemaak. Jou laat honger ly en jou manna laat eet. Hoor bietjie die diepte. Ons is aan hierdie kant van die kruis. Hy sê het jou manna laat eet kos uit God se hand. Dit wat jou voorouers nie geken het nie, sodat hy jou kan laat verstaan dat die mens nie van brood alleen sal leef nie, maar dat die mens leef van elke uitspraak van die mond van die Here. Here, hoekom wil goed nie net maklik gaan in my huwelik en in my werksplek nie, sodat ek kan besef ek het God se woord nodig. Ek het hom nodig. Hierdie sifting proses gaan aan. Maak dit seer? Ja. Moet dit gebeur? Ja. Ja, maar ek kan nie, man. Here het my so gemaak en my so laat staan. Regtig? Het al ooit 'n pottebakker ontmoet wat 'n stuk ding maak wat net mooi na niks lyk nie.